Baie welkom by Kraakvars uit die kraal, waar ons saam nadink oor die wortels van ons geloof. Ons gesels hierdie week so 'n bietjie oor kontemplasie, maar meer spesifiek beoefen ons dit so 'n bietjie deur middel van Lectio Divina. En daarom wil ek jou nooi om nou daar waar jy is, net sommer rustig te raak. Dalk wil jy 'n bietjie fokus op jou asemhaling. Dalk wil jy jou oë toemaak. Maar so terwyl jy lees, bewus te word van God se teenwoordigheid, waar hy ook nou by jou is en waar ons ook nou in God se tyd ingaan. Ek gaan vir ons 'n gedeelte lees uit Matteus 8 uit. En ek wil jou nooi om, terwyl ek lees, jouself te vra, wat staan vir my uit in hierdie teks? Wat gryp my aan? Wat boei my? Wat is ietsie wat ek beleef vir my nogal aangryp wanneer ek dit vandag hoor? Matteus 8 vers 14 af, die genesing in Petrus se huis. Toe Jesus Petrus se huis binnegaan, het hy Petrus se skoonmoeder siek van die koors sien lê. Hy het haar hand gevat en die koors het haar verlaat en sy het opgestaan en hom bedien. Teen die aand het hulle baie mense wat deur demone besete was na hom gebring. Hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en almal wat siek was, gesond gemaak. Sodat vervul sou word wat deur die profeet Jesaja gesê is: Hy het ons krankhede weggeneem en ons siektes het hy gedra. Wat staan vir jou uit? Wat het jou aangegryp? Wat het jou geboei? Dalk is dit 'n frase gewees, dalk 'n woord. Ek gaan dit weer lees. En hierdie keer wil ek jou uitnooi om met daai frase wat uitstaan, of daai gedagte wat jy nou in jou kop het, wat jou geboei het, weer te luister na die teks. En jouself te vra, hoekom staan hierdie vir my uit? As ek na die hele teks luister, hoe help die hele teks my om dit wat ek gehoor het in die regte lig te verstaan? Toe Jesus Petrus se huis binnegaan, het hy Petrus se skoonmoeder siek van die koors sien lê. Hy het haar hand gevat en die koors het haar verlaat en sy het opgestaan en hom bedien. Teen die aand het hulle baie mense wat deur demone besete was na hom gebring. Hy het die geeste met 'n woord uitgedryf en almal wat siek was, gesond gemaak. Sodat vervul sou word wat deur die profeet Jesaja gesê is: Hy het ons krankhede weggeneem en ons siekes het hy gedra. Dalk vereenselwig jouself vandag met een van die karakters in die verhaal. Dalk is jy 'n Petrus wat iemand ken wat siek is. Dalk is jy self siek. Dalk het jy gehoor dat die Here jou hand vat. Dat hy by jou kom sit, dat hy sy hande van genesing oor jou hou en sorg. Dalk het jy iets waargeneem van die skoonmoeder wat opstaan om Jesus te bedien. Is dalk iets wat jou aangegryp het, wat jy dalk weer moet optel in jou lewe. Dalk is jy, plaas jy jouself in die skoene van een van die disippels wat aan die werk wil spring en mense na Jesus toe wil bring. Miskien is jy net aangegryp deur Jesus, deur sy grootheid, deur sy glorie, dat hy die een is wat ons krankhede wegneem en ons siektes genees, wat ons
waarlik eintlik van die grootste siekte kom verlos, naamlik die sonde, wat ons van God af weghou. En dalk wil jy net vandag in dankbaarheid weer vir hom dankie sê. Ek wil jou nooi om nou verder op jou eie tyd stil te word, om verder hieroor na te dink oor wat jy gehoor het, en om ook die Here te eer vir dit wat hy vandag in jou hart en in jou gedagtes wil kom vestig. Ek bid vir jou. Here Jesus, dankie vir u goedheid. Dankie dat u die een is wat gekom het om vir ons die sorg, die liefde, die genesende hand, die genade van God te kom wys. Dankie Here dat waar ons onsself ook al mag bevind, in Petrus se skoene, in die skoonmoeder se skoene, in die disippels se skoene, Here, dat ons mag weet, u het ons lief, u vat ons hand, u loop die pad saam met ons. Ons eer u in Jesus se wonderlike naam. Amen.